Nou, sy so, ek wil sommer ook dan net sê, terwyl julle wat hier is, so lank kan blaai na Jesaja hoofstuk 9 toe. Julle kan so lank blaai na Jesaja hoofstuk 9, maar ek wil dan ook sommer net sê vir almal wat vanoggend aanlyn kyk, daar iewers dalk by die huis, miskien by 'n vakansieplek, maar baie hartlik welkom ook aan almal wat vanoggend aanlyn saam met ons inskakel nou, om ook op hierdie manier deel te kan wees van ons woordverkondiging en hierdie boodskap wat ek weet die Here vanoggend op sy hart het vir ons elkeen. So dit is Jesaja hoofstuk 9, dat ek net gou loer hier in my Bybel. Dit is in die Ou Testament natuurlik nog, en dit is op bladsy 725. Hierso by my, bladsy 725 in my 83 vertaling. En dit is Jesaja hoofstuk 9. Ons gaan daar nou saam lees, so jy kan maar net jou Bybel oophou so lank of 'n boekmerkie daarin sit. Nou ek sien, ons het vanoggend weer eens, ons is so bevoorreg om hierdie wonderlike kinders te hê in ons gemeente. Ons het van die ou heel kleinstes tot ons tieners wat ook vanoggend hier is. Ons weet dit is skoolvakansie, so ek weet baie van ons kindertjies en tieners, jong mense is dalk so bietjie op 'n ander plek. Dalk is hulle so gelukkig of geseënd om so bietjie op 'n ander plek vakansie te hou, maar en ek is seker almal, maak nie saak waar hulle is nou, nie slaap laat. Kyk, as jy darm nou nie in Desember vakansie 'n bietjie later slaap nie, nê, dan weet ek darm nie, regtig, nê. Ek hoop so die kinders wat vanoggend hier is, slaap julle darm so 'n bietjie later in die oggend. Slaap julle so 'n bietjie later? Okay, van hulle kyk so en van die pa sê, nee. Oh, shame. Toe maar, ja. Ek weet, Desember vakansie is heerlik, maar hy raak partykeer so 'n bietjie lank. So in die nuwe jaar, dan dink jy vir jouself partykeer, as jy 'n pa of 'n ma is, of iemand wat na die kindertjies omsien, dan dink jy, mens hy skole wil net weer begin. Maar ons is bly dat julle hier is vanoggend, ons kinders. En ek wil gou vir julle sommer vra, want julle het mos nou nie Jam Kerk nie, die Jam tannies, hulle vat so 'n bietjie van 'n break, so julle is nogtans hier en ek is so bly om julle nogtans te sien, en ek weet julle soek kinders, so julle gaan julle bes doen om mooi te luister. Ek wil gou by julle hoor, want ek weet julle is baie slim kinders. Hoekom vier ons Kersfees? Gaan Kersfees oor 'n klomp persente? Gaan dit oor 'n klomp persente? Andrea, jy is so slim. Hier sê Andrea absoluut waarby ek nog wou uitkom. Sy sê dit gaan oor liefde. Stem julle saam, die res van julle? Absoluut, dit gaan oor liefde. Kersfees gaan oor liefde, nie oor baie persente nie. As jy 'n persentjie het, dan is jy baie geseënd, dis goed, niks fout daarmee nie. Maar as jy nou nie persent het nie, weet jy wat? Jy het eintlik klaar die grootste persent gekry van alles, van die duurste persent kan nie eers daai persent bekostig wat ons elke mens op hierdie aarde gekry het nie. En dit is die persent van liefde. Nee, en waar het wie het vir ons daai persent van liefde gegee? Ek gaan vir julle so, kyk waarna kyk ek. Wie het vir ons, sê, Here Jesus, ja, en ek weet julle het ook almal geweet, ja, Jesus het vir ons daai persent kom gee. Die grootste persent is Jesus se liefde. En kyk net wat se oulike persent kry ek vanoggend toe ek hier in die kerk instap. Toe kom klein Annie kykie na my toe aangehardloop en sy gee vir my hierdie persent. Is dit nie te mooi vir woorde nie? En as julle dalk nie so mooi kan sien nie, daar by die huis ook, en almal wat daar agter sit, hierdie is so waar 'n aardappel. Kan jy dit nou oor vertel? Ja, gee vir haar 'n handeklap. Okay. Dit is 'n aardappel. Kan julle dit nou oor vertel? Kyk, hy is in die vorm van 'n hartjie.
En dit is mos liefde. Ek kry nou so 'n hoendervleis soos ek hier staan. Is dit nie te spesiaal nie? Kyk, dis een van die beste Kersfeespresente wat ek nog in my hele lewe gekry het. Baie dankie Annika, hoor, en vir mamma Barbara hulle wat dit vir my gestuur het. So baie dankie. Ja, so daar kry jy ook miskien nog iewers 'n aardappel in die sak wat so 'n hartjie is. Maar ek is baie gelukkig. Hierdie aardappel gaan ek nie skil nie. Ek gaan hom nie eet nie. Gaan hom bære totdat hy begin uitloop en dan gaan ek hom sommer plant. Dink ek gaan so maak, ja. Ja, so, want dit is Jesus se liefde. Sy hart is vol liefde en daarom het hy aarde toe gekom en is hy gebore daardie nag in die stal van Bethlehem toe hy 'n klein babietjie geword het. En dit is hoekom ons Kersfees vier. Of dit is hoekom ons veronderstel is om Kersfees te vier. Want die hartseer daarvan ook is in hierdie Kerstyd, en vandag is dit Kersdag, is daar so baie mense wat so besig is. En as julle dalk by die winkels was hierdie afgelope tyd, dan sou julle 10-1 gesien het hoe besig dit is. En hoe 'n mens partykeer moet sukkel om net iewers as jy 'n motor het, net 'n parkeerplekkie te kry, want daar's so baie mense en is so besig en dit gaan net so op en af, op en af, op en af. Maar die hartseer is dat so baie mense besig is en hulle spandeer 10-1 baie geld, wat daar ook niks meer verkeerd is as jy kan nie, maar hulle besef nie dat die ware lig van die wêreld Jesus Christus is nie. Jesus is die ware lig vir hierdie wêreld. En Johannes 1, ons gaan dit nie nou lees nie, maar daar staan die lig, die ware lig vir die wêreld was aan die kom na die wêreld toe. En dit was Jesus Christus gewees. Kom ons gaan daarna Jesaja hoofstuk 9 toe. En dan lees ons daar, hierdie gedeelte is natuurlik 'n klomp 1000 jaar terug alreeds deur die profeet Jesaja vir die volk Israel gegee. Dit is 'n wonderlike belofte. Hulle het nog uitgesien en gewag dat Jesus gebore moet word. Ons kyk nou terug, want Jesus is klaar gebore. Maar hoor wat sê die profeet Jesaja. Ek gaan sommer so 'n bietjie voor dit begin lees in vers 23, daar in die 8ste hoofstuk. Maar in die land waar daar duisternis, met ander woorde donkerte is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Nou hoor nou, dis ons teksvers vir vanoggend. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Net hierdie versie. Ek gaan hom weer lees. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Mag die Here dit in ons harte verder vanoggend so seën. Nou ja, soos ek net nou gesê het, dit is eintlik so hartseer, dat in hierdie tyd, as 'n mens geestelik daarna sou kyk, ek praat nou nie van fisiese Eskom donkerte waar die ligte nie aan is nie, ek weet dit gebeur nog so nou en dan, vir alles die mense nou die kabel steel, ekskuus tog, dan sit nou 'n bietjie lights out, maar ek praat nie daarvan nie. Ek praat van geestelike donkerte. Op hierdie oomblik, in die hele wêreld, is daar geestelike donkerte. Op so baie plekke. En wat dit eintlik nog hartseerder maak, is nie net op baie plekke nie, maar in baie mense se harte. Baie mense se lewens is daar op hierdie oomblik geestelike donkerte. Nou, wat beteken dit as ek sê daar's geestelike donkerte? Want ons het dit nou net hierso gelees, ons het dit gehoor. Daar waar Jesus nie is nie, is dit donker. Is dit geestelik
donker? Is daar geestelike duisternis? Kom ek gebruik gou 'n voorbeeld. Ek weet daar is van ons wat al van tevore in ons lewens definitief by daai plek uitgekom het. Ek gaan nou nie vra vanoggend wie was al daar nie, maar so 'n rukkie terug hierdie jaar het ek en my gesin, ekskuus tog, my man en seun, het ons die voorreg gehad om so 'n bietjie daar na die Karoo se kant toe te gaan, bietjie weg te gaan met vakansie. En onder andere was een van die plekke waar ons uitgekom het, was Oudtshoorn. Nou, ek was in Oudtshoorn, seker omtrent, dit was iewers 1980, seker, my broer is ook vanoggend hier, my oudste broer, hy sal beter weet, hy is goed met die datums, maar skat dit was hier rondom die vroeë 80s. Nee, Anton, ja. 85, sien daar weer die man, hy is op die bol. So in 1985, toe was ek as 'n klein dogtertjie saam met my gesin natuurlik nou, was ons by die Kango grotte gewees. Dit was die eerste keer my lewe. En toe nou hierdie jaar, toe besluit my man, hy wil 'n bietjie Karoo toe gaan vir vakansie. Ons het so 'n bietjie daar 'n draai gaan maak. Toe kom ons in onder andere daar in Oudtshoorn, en natuurlik, as jy in Oudtshoorn is, dan moet jy mos na die Kango grotte toe gaan. So toe kom ek weer die eerste keer en ek weet nie hoeveel jaar nie, weer in Oudtshoorn, 30, 40 jaar, wat was dit, ja. Toe kom ek weer in die Kango grotte. Mense, was dit nou vir jou interessant of 'n belewenis? Baie van die dinge het nog dieselfde gelyk, maar baie dinge het ook verander. En so onder andere het ons 'n gids gehad, ons het soos 'n toergids gehad, ons was 'n groep mense, en hulle vat jou so in sulke groepe, en dan vertel die toergids vir jou allerhande interessanthede, en hy wys vir jou daai goed wat so hang daarso van die dak, as 'n mens kan sê, dis 'n dak van die grot se bokant af, is mos stalagmiete, en is stalagtiete, en is allerhande goeters wat so daai vorms het van die water wat ons nou so gesteentes, die mooiste gesteentes gevorm het. En dit was, soos ek sê, absoluut vir my net weer amazing. Hoe die Here dit alles so laat vorm het oor al die jare. Maar een ding wat glad nie verander het nie, was toe ons daar in so een van die groot vertrekke staan, as 'n mens dit vertrek kan noem, weet nie wat, soos dele van daai grotte. En ons staan daar, en die gids sê, vir die volgende paar sekondes, minuut of wat, met almal net doodstil staan. En ewe skielik, hulle het mos so 'n ligte binnekant, wat hulle die dinge so verhelder, partykeer, hulle sit dit nou nie meer teen die goeders wat gevorm word nie, want hulle sê dit verniel dit, so, maar daar is ligte daar binne. En die volgende oomblik, toe sit hulle daai ligte af. Daar's nie 'n liggie wat skyn nie, en dit is pik donker. Jy staan daar binne, en dit voel amper asof jy wil versmoor. Jy kan nie eers as jou hand so maak, kan jy eers jou hand voor jou oë sien nie. Dit is pik swart giet donker. En vir daai volgende paar sekondes het jy nie probeer beweeg nie, want jy's te bang jy gaan oor iets val. Maar gelukkig, daarom, ek kan nie onthou hoe lank dit was nie, maar dit vir my gevoel soos 'n ewigheid. Maar ek is daarom nie meer bang vir die donker nie, maar nogtans, jy voel jy verstik, dit wil jou so jou keel toedruk. Toe sit hulle weer die ligte aan, en toe kon ons daarom weer sien, okay, nee, hier is ons nou, en toe het ons weer verder gegaan. En toe ek hierdie versie lees, die volk wat in groot duisternis was, het ek gedink aan daardie duisternis. Daardie was nou wel 'n regte fisiese donkerte, maar in so baie mense se lewens, wat nie vir Jesus ken nie, wie nie weet waaroor Kersfees gaan nie, of wat dit dalk al vergeet het. Mense wat volhard in sonde, mense wat hulle nie steur aan Jesus nie, mense wat hulle nie steur in die evangelie nie, mense wat nie 'n saak het meer met God nie. In hulle lewens geestelik is dit donker. Dis pikgiet swart nag donker. Want die Bybel sê ook mos vir ons, jy is of in die lig of jy's in die donker. Daar is nie 'n skemering tussenin nie. Daar's nie 'n grys nie. Dis of wit of swart. Jy's deel van die koninkryk van die lig, wat deel is van God se koninkryk, of jy's deel van die duisternis.
As daar sonde is in 'n mens se lewe, dan bring dit ongelukkig duisternis. Dit maak dinge donker. En so moet ons vandag dit eerstens hoor, dat daar 'n wêreld is wat vol duisternis is. Maar die goeie nuus vanoggend, wat ons nou gehoor het is, en dit is wat die profeet Jesaja ook sê het vir daardie volk Israel. Want hulle het natuurlik in daai stad gesit, Babylon, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Omdat hulle ongehoorsaam was aan God, is hulle toe uiteindelik weggevoer in ballingskap deur hulle vyande. Dit het ons al gehoor. En daar, as gevolg daarvan vir hulle ongehoorsaamheid, was daar duisternis gewees in hulle gemoed. Hulle was moedeloos, hulle was hopeloos, hulle het getwyfel aan God, hulle nie geweet wat die toekoms vir hulle inhou nie. En so is daar baie mense in vandag se lewe ook, ongelukkig, wat duisternis het in hulle lewens. Hulle is sonder ware hoop, hulle is sonder blydskap, hulle is sonder vrede in hulle harte, want hulle het nie vir Jesus in hulle lewens nie. Maar dan om terug te kom na die goeie nuus. Die goeie nuus is, waar Jesus is daar lig. Want ons het nou gehoor, daar kom lig, is die belofte gewees wat hier vir die profeet, wat deur die profeet Jesaja gekom het. Vir die volk wat in duisternis geleef het daar lig gekom. Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Hy is die enigste lig. Hy is die enigste ware hoop vir hierdie wêreld. En dit moet jy en ek vanoggend net weer eens besef, dat Jesus is die enigste ware lig vir hierdie wêreld. Hy is die enigste ware hoop. Maar kom ons kom gou terug na twee belangrike dinge en daarna gaan ons saam die nagmaal gebruik. Die eerste ding vanoggend, en miskien raak dit jou vandag, miskien is jy een van daardie persone. Dan sê jy vir my vanoggend, maar Eldrey, ek ken Jesus. Ek weet hy het vir my aan daai kruis gesterwe. Ek weet hy leef in my hart. Dan is Jesus se lig in jou. Het jy dit al ooit besef? Dat as jy 'n kind van God is, as jy weet Jesus het vir jou aan die kruis gesterf, dan is sy lig in jou. Hoe kan ek dit sê? Julle hoef nie saam met my te blaai nie, maar kom ek lees gou vir julle wat sê 2 Korintiërs hoofstuk 4. Dis hier in die Nuwe Testament wat Paulus skrywe en hy sê, daar in vers 6, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Jy hoor ons dit? So as jy vanoggend hier sit, en jy ken Jesus, jy weet, hy is in jou hart, dan het jy vanoggend sy lig, sy geestelike lig wat in jou hart skyn. Hier het ons dit nou net gelees, Paulus het dit geskryf, hy het die Christene in die stad Korinthe daaraan herinner. Wie is jy? Wie is julle? Wie is ek vandag as ek hier sit? Ek is 'n kind van die lig. Ek het Jesus Christus wat die ware lig is, die groot lig vir die wêreld. Ek het iets van sy lig, sy heerlikheid wat in my hart skyn as ek sy kind is. Ek dink dit is nogal vir my amazing om dit vanoggend weer te hoor en te besef, maar ek het Jesus se lig in my hart. Sy lig skyn in my hart. Maar ongelukkig is dit ook nou so. Ons het net nou gesê vir mekaar, sonde laat duisternis kom. Sonde laat lig verdof. En dit bring ons by die nagmaal wat ons ook nou gaan gebruik. Voordat ons die nagmaal altyd gebruik hier by ons in die gemeente, gee ons altyd eers kans om stil te word vir die Here en om te vra, maar Here, is daar nie iets in my lewe, sonde wat onbeleid is nie, dinge wat skeiding maak tussen my en U nie. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, ja, Eldrey, ek ken Jesus, sy lig is in my hart, hier het ek dit nou net gehoor. Maar ek ervaar in my lewe, daar is nie die vreugde wat ek veronderstel is om te hê nie. Ek het nie altyd daardie hoop in my hart wat ek veronderstel is om te hê nie. Ek het nie altyd daai vrug van die Heilige Gees, soos Galasiërs 5 van praat, in my lewe nie.
Daar is in my hart nie daardie helderheid van Jesus se lig nie. En dan wil die Here dalk vanoggend vir ons kom sê op hierdie Kersdag van 2025, my kind, daar is dinge in jou lewe wat jou lig verdof. Ja, daai lig is nog steeds daar. Niemand kan dit ooit wegneem nie. Jesus Christus se lig skyn in ons harte. Maar soos Jesus gesê het in Matteus 5, partykeer sit 'n mens jou lig onder 'n maatemmer. So met ander woorde, partykeer laat 'n mens toe, en ek is self skuldig daaraan, dat sonde in my lewe Jesus se lig dowwer laat skyn. En dit, so meer jy volhard in daardie sonde, hoe meer jy ongehoorsaam is aan die Here en nie luister as die Heilige Gees met jou kom praat nie, hoe dowwer raak daardie lig in jou hart. Hoe kleiner raak daardie vlammetjie wat in jou hart is. En dit kan dalk vanoggend van jou waar wees. Dat jy hier sit en sê, Eldrey, ek ervaar nie Jesus se lig nie. Ek ervaar nie daai hoop, daai vreugde meer in my hart nie. Jesus se lig is nie weg nie, nee. Want God se Gees sal jou nooit verlaat nie. Maar dit kan wees dat daar vanoggend onbeleide sondes in jou lewe is, wat jou liggie laat verdof. En as dit die geval is, dan gee die Here vir jou en vir my altyd weer die kans om na sy troon toe te kom en sê, Here, hier is hierdie dinge. U het my oortuig wat verkeerd is in my lewe. Ek kom sit dit voor u troon neer, vergewe my daarvoor en help my om nie weer dieselfde ding of dinge te doen of te sê of te dink wat ek weet nie is soos wat u wil hê dit moet wees nie. Die tweede ding wat ek en jy vanoggend moet hoor voordat ons die nagmaal nou gaan gebruik, is dat ek en jy het 'n opdrag gekry. Jesus het daar in Matteus 5 gesê, julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So ek en jy, ons mag nie, maar net selfsugtig wees en sê, ag, dankie tog, ek ken nou vir Jesus, hy's nou in my hart, ek weet hy het vir my in die kruis gesterf, en dis wonderlik, dis die belangrikste besluit wat jy ooit in jou lewe kan neem. Maar as jy vir Jesus in jou hart, in jou lewe het, dan het jy 'n opdrag van Jesus self, om daai lig te vat, en dit uit te deel aan die mense rondom jou. Jy moet, daar waar jy is by die huis, in jou huwelik, teenoor jou man, teenoor jou vrou, teenoor jou kinders, teenoor jou mamma of jou pappa, of jou boetie of jou sussie, of wie ook al daar by die huis saam met jou woon, het jy, as jy kind is van Jesus, die opdrag gekry, om Jesus se lig ook te laat skyn teenoor hulle. Die Engelse spreekwoord sê, charity begins at home, nee. Partykeer is dit juist die moeilikste om by die huis, Jesus se lig helder te laat skyn. Maar as 'n mens nie by die huis, die mense kan lief hê wat saam met jou daar in die huis is nie, hoe gaan jy dit regkry om in die wêreld Jesus se lig te laat skyn? So, jy en ek is geroep om by die huis Jesus se lig laat skyn. En dan ook natuurlik verder, by die skool, wanneer die kindertjies weer gaan skool toe in Januarie, dat die meneer of juffrou, as jy in daai klas is, dat hulle kan sien, maar hierdie seentjie, hierdie dogtertjie is anders. Daar's iets in sy of haar lewe wat net anders is. Ek kan sien, Jesus se lig skyn in daai seentjie of dogtertjie se lewe. Want hulle luister as ek praat, hulle doen hulle huiswerk mooi, hulle is net anders. En glo my, onderwysers sien dit raak. Jy kom baie gou agter, as daardie seentjie of dogtertjie Jesus se lig het. En dan ook daar by die werk, daar waar ek kuier om die braaivleis vier, as ek braaivleis dalk een van die tyd hou, of as ek vandag rondom die Kersfeestafel sit, waar ek ook al saam kuier, daar moet ek my lig laat skyn. Oral en altyd moet ek my lig vir Jesus laat skyn. Nie sodat mense na my kan kyk en sê, "Oeh, wat 'n wonderlike mens is daai nie. Fantastiese mens daai nie." Nee, dan mis ek die punt. Jesus sê sodat die mense julle goeie werke kan sien en die Vader in die hemel kan verheerlik. As iemand na jou kyk, moet hulle kan sê, "Joe, daai persoon dien 'n wonderlike Here." Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. En so glo ek, as ek en jy net hierdie dood eenvoudige ietsie onthou vandag,
dat ons is die lig in hierdie wêreld. Jesus het aarde toe gekom, hy is die ware lig, maar hy is nou weer terug in die hemel. Nee, hy kom eendag weer terug, ons weet nie wanneer maar hy kom terug, dit is verseker. Maar intussen is ek en jy veronderstel om daai lig vir die wêreld te wees. Jesus se lig skyn in my hart. En as ons nou hierdie nagmaal nou gaan gebruik, kom ons sê eet terselfdertyd dankie vir Jesus dat hy aarde toe gekom het. Kyk hoe mooi is die ou kersies. Ronaldo het die tafel vir ons weer eens so pragtig versier. Dit is so mooi. Selfs die krib met die ou klein babietjie is daarso by die kruis. Daardie lig moet ons herinner aan Jesus wat die lig vir die wêreld is. Maar ek en jy wat ook ligdraers is. En hoe kry ons dit reg? En daarmee wil ek afsluit. Nie uit ons eie krag uit nie, want as ek self gaan probeer om Jesus se lig te laat skyn, dan gaan ek nie baie ver kom nie. Maar as ek die Heilige Gees vra wat in my hart woon, help my Here. Partykeer as ek swak is, partykeer as ek dalk self nie op die beste plek is nie, maar ek weet ek moet Jesus se lig laat skyn, te bid en sê, Here, Heilige Gees, gee U vir my die krag. Help U vir my, dan hoor hy en hy sal vir my daardie krag gee om sy lig te laat skyn. Soos wat Juanita Du Plessis ons in daai liedjie sê, wat ons baie keer hierso sing, wees lig, wees die lig wat skyn in die donker nag. Ja, wees lig, want baie keer is ek en jy die enigste Bybel wat ander mense ooit in hulle lewens sal lees. En wat sien hulle? Wat hoor hulle as hulle jou en my hoor praat? As hulle sien hoe ons optree, as hulle sien na die plekke wat ons heen gaan, wat hoor hulle van Jesus? Mag dit wees dat Jesus verheerlik sal word. Amen. Ons gaan nou net so rustig wees en so rustig sit. Dan gaan ek net 'n kort gedeelte lees hier uit die nagmaalsformulier. Almal ons bly net so sit. En vir ons besoekers wat nou dalk vir die eerste keer vanoggend hier saam met ons is, net gou verduidelik hoe dit gaan werk. Hier by ons het ons 'n baie informele nagmaal, manier van nagmaal gebruik. So ek gaan nou so 'n kort stukkie lees hier uit die nagmaalsformulier soos wat ons dit het. Daarna gaan ons bly sit en dan gaan ons net stil word voor die Here. En as jy dan vanoggend voel, maar daar's iets in jou lewe wat maak dat jou lig nie so helder skyn soos wat dit moet skyn nie. Daar's dalk een of ander sonde of iets wat skeiding maak tussen jou en die Here. Praat met die God vanoggend daaroor. Sien in jou gedagtes hoe jy dit voor sy troon neersit en dit daar los. Dat jy met 'n skoon hart wat nie gewas is deur Jesus se bloed, dan daardie nagmaal kan gebruik. So ons gaan net so minuut of wat kans gee daarvoor, terwyl daar rustige musiek in die agtergrond speel, en wanneer dit dan klaar is, sal ek vir almal dan die geleentheid gee om vorentoe te kom. So jy kom vorentoe, en dan kry jy jou glasie. Al die glasies is sap, so jy kan enige glasie daarso neem, en dan die broodjies sal ons ook nou daarso in die bordjies hê. Dan neem jy vir jou 'n stukkie brood, jy kan gaan sit weer, en dan gebruik jy saam met jou, as jy saam met iemand is, gebruik julle saam die nagmaal, en ek wil vra, as jy klaar is, moenie vorentoe kom en dit kom terugsit nie, hou dit eers daar, die glasies, hoor, asseblief, so, hou die glasies net by jou daarso, as jy wil, kan jy dit na die diens kom terugsit vir ons, maar daar is mense wat dit opneem, as die diens klaar is. So, hou dit net by jou, en ja, as ons sien, almal is rustig, almal is klaar, dan gaan Andrei vir ons net 'n dankgebed doen, waarna ons dan gaan staan, en die pragtige Kerslied gaan sing, Stille Nag. Goed, so kom ons luister dan nou, na 'n stukkie van die nagmaalsformulier, soos wat ons dit in ons kerk het.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat Jesus God die Vader daarvoor gedank het, het hy, dis Jesus, die brood gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het Jesus na die maaltyd die beker geneem en hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van die brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy weer kom. So kom ons bly nou net so sit, dan word ons stil voor die Here en ons bely, as daar iets is vanoggend, bely dit voor die Here. Waar ons nou net so stil was voor die Here, kom ons bly steeds so rustig, alhoewel hierdie tekens wat ons vanoggend gebruik, ons dink daaraan, nee, dit het Jesus sy lewe gekos. Dit was nie 'n goedkoop offer wat hy vir ons daar aan daai kruis gebring het nie. Dit het hom sy lewe gekos. Dit was pynlik gewees, dit wat Jesus moes deurgaan. Maar ons kan vol vreugde vanoggend en vol dankbaarheid wees dat hy as gevolg van sy liefde vir ons daardie offer gebring het. En dat hy nou lewe en opgestaan het en in die regterhand van God die Vader in die hemel vir ons intree. So almal word nou baie hartlik uitgenooi om vir jou 'n glasie daar met sap te neem en 'n stukkie brood, en dan kan jy weer gaan sit en dit dan so gebruik. In every storm,
Gaan nou. Some dark there is a flame who brings fire, ignites a candle and makes it on. Carry your candle, run to the darkness, seek out the heavens, confused and torn. And hold out your candle for all to see. Take your candle, your light to burn. Take your candle, your light. Frustrated, see how he's tried to light his own candle some love away. See how sees even while they lie to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see. Take your candle, go like the world. Take your candle, go like the world. En jy gaan kry? Ja, Whose hearts are blazing, so let the rain Jy gaan kry. En jy kom stop. light up the sky, bring to our fire. In the name of Jesus, make us a beacon in the darkest time. Carry your candle, run to the darkness, seek out the words, deceit and cold. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go like the world. Take your candle, go like the world. Net gou ietsie sê vir ons dus op iets. Kom ons maak die oop toe en bid saam. Ons Hemel Vader, Here, dankie vir hierdie amazing offer wat U gebring het. Vader, U wat bereid was om U seun na die aarde te stuur, gebore te word daar in 'n stal en 'n krib lê. Jesus Christus, U wat bereid was om dit te kom doen. Here, dan ja, in Johannes 17 dan sê U, en Here, nou is ek reg, sodat dit wat moet gebeur, sodat U daarin verheerlik kan wees, Here, en dat ek kan teruggaan daarna waar ek was, voor die grondlegging van hierdie aarde. Here, want U het neergedaal en dan weer opgevaar. Wat 'n amazing offer.
dat U bereid was om vir 33 jaar as mens op hierdie aarde te kom leef. Here, en dan kan ons hierdie nagmaal vier, Here, hoe U vir ons die offer gebring het, sodat ons kan vry wees. U het vervloeking geword aan hy houtkruis, sodat ons nie vervloek hoef te wees nie, dat ons kan vry wees. Dankie daarvoor, Here, dankie vir liefde, en Heilige Gees, en dan kom U en U kom bly hier binne in ons, en Here, U maak dit moontlik, dat ons 'n lig kan wees in hierdie wêreld. En soos Elder aangehaal het, Matteus 5, wat hy sê, julle is die lig vir hierdie wêreld. Julle is die sout vir hierdie aarde. Here, hoe anders kan ons, as om te getuig van U goedheid, hoe anders kan ons, Here, as om ons lig te laat skyn. Here, want hy liefde van U is dan nie binne in ons. Hoe anders kan ons, as om in die lig te leef? En baie dankie vir dit alles wat U kom doen het. Amazing offer. Here, dankie vir U liefde. Here, want dit was nooit spykers wat U aan hy kruis vasgehou het. Dit was liefde. Liefde vir elke liewe een. Liefde vir daai mense wat daar voor U gestaan het by daai kruis. Liefde vir daai man wat langs U gehang het en U gesê het, vandag sal jy my in die paradys, saam in die paradys wees. Here, liefde vir die wêreld. En Here, dankie dat U ons gewone mense kies om daai liefde te kan uitleef. Ja, Here, ons kry dit nie altyd reg nie. Maar met U in ons is dit elke dag moontlik. En daarop roem ons. Elke dag het ons nog 'n geleentheid. Nog 'n geleentheid om ons lig te laat skyn. Nog 'n geleentheid om liefde te leef. Nog 'n geleentheid, Here, om die mense deur U oë te sien. En ons eer U daarvoor. Here, gaan met ons deur die res van hierdie dag ook. Waar ons as families ook by mekaar gaan kom. Die wat so geseënd is om dit te kan doen. Seën ook daai tyd saam met ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek het vergeet om af te kom nagmaal is kospakkies vir die wat André is nie die enigste een wat so bietjie een of twee goedjies vergeet vanoggend nie. So ek join hom vandag. Baie dankie vir die van julle wat julle nou vorentoe gekom het. My herinner het dat hierdie kers nog aangesteek moet word. So baie dankie daarvoor, maar eintlik gaan dit nou eintlik alles so mooi saam werk, nee, dit gaan eintlik nou so mooi wees. So voordat ons nou gaan staan en dan gaan afsluit met stille nag, gaan ek hierdie kers aansteek en dan net 'n laaste gedagte of kom ek sê afkondiging, die persone wat gewoonlik kospakkies kry, julle kan net agtertoe gaan na die diens. Goed, daar sê. So ons gaan inderdaad dan vandag hierdie laaste kers aansteek. Net baie vinnig weer, ons het ons 4 ander kleiner kerse, 3 perskerse wat ons die afgelope 3 Sondae, wat ons elke Sondag 'n kers aangesteek het om te dink aan Jesus se vreugde, aan die hoop wat hy bring, sy vrede wat hy ons in ons harte gee. Hierdie pink kers spesiaal, die vreugdekers het ons gesê, en dan nou het ons vandag
het ons die groot wit kers hier in die middel, wat ook bekend staan as die Christuskers. Want soos ons net vir mekaar gesê het, Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Ja, ek wou nou gevra het vir een van die kindertjies, is daar een van die kindertjies wat vir ons wil kom daai lig aansteek? Andreaatjie en Annika, julle kan albei kom. Daar sy. Annikaatjie, gaan jy's so bietjie klein, dat Tannie gaan jou optel, en dan gaan Andrea dit vir ons, dat ek jou optel. Kom. 1, 2, 3, ag, sy so lig, mamma. Daar sy. Dis nou die pragtige dogtertjie wat vandag vir my die hartjie gegee het. Ja, dis Annika, sy het vir my die hartjie aardappel gegee. Sy is so oulik. En Andrea is so staatmaker hier so by ons. Andrea, gaan jy my hand vashou? Dan steek ons, hou vas aan my hand. Daar sy. Ons kyk op. Daar sy. Nog so bietjie so, daai kers. Hy sit baie diep vandag. Kom ons maak so. Oeps. Nou, ek dink hy's leeg. Is hy leeg? Kom ons kyk net. Is hy leeg? Hy's so waar leeg. Wag, daar's 'n ander lighter daarso. Daar sy. Ons gaan hom. Ag, Andrei, wil jy nie net vir ons kom help nie? Ag, is so goed as ons 'n man het. Daar sy. Jy kan sommer vir haar help asseblief, Andrei. Daar sy dat die oom jou mooi help. Daar sy, dankie Andrea, kan jy vir my teruggee baie dankie hoor. Daar sy, kom ons klap hande vir hierdie twee meisietjies. Daar sy, dankie Annika hoor, en nogmaals dankie vir my pragtige aardappelhartjie hoor. Dis so baie dierbaar. Okay, daar gat jy, gaan jou eers neersit. Daar gaan jy baie dankie hoor. Sy. Ja, goed. Kom ons gaan staan en dan sing ons daardie pragtige lied. Kyk net hoe mooi is dit. Al die kersse brand nou, stille nag.